Kom ons bid saam. Here, ons kom as 'n gemeente vanoggend na U toe. Soos wat Hendrik ook gebid het vir die kerke in die wêreld wat ook vanoggend in mekaar kom. Here, ons kan nie genoeg vir U dankie sê vir die kruisiging. Dankie vir die 39 houe wat eintlik meer was. Dankie vir die opstanding. Dankie dat as ons glo dat ons saam met U vanuit hemelse plekke uit kan funksioneer soos wat Petrus gesê het, Here. Dankie Vader dat U Seun vir ons kom gee het, sterf het, laat sterf het, laat betaal het vir al ons sondes. Mag ons leef met die waarheid wat in U woord is. En dat ons nie die leuns van Satan sal glo nie, maar weet dat die woord is waarheid. En die woord bring genesing. Die woord maak vry. Dankie Jesus dat U die woord is. Dankie die woord kom vanoggend en kom bedien ons deur U Gees. Ons loof en prys U naam. Amen. Amen. En dis soos jy nou sê, daar was prosesse gewees, daar was 'n trial, daar was 'n denial, daar was 'n Golgotha, daar was 'n kruisiging, daar was 'n begrafnis en dan was daar 'n opstanding. En toe ek voorberei het hierdie week, en ek gaan nou weer moet stop daar, het die Here vir gesê ons moet worship. Ons worship nie genoeg nie. So ons van net gou, mag ek gaan? Ja, stop maar. Dit was toe die verhoor gewees en ek dink een van die grootste dinge wat die Here met my oor gepraat het rondom die verhoor, is dat Jesus het homself op geen enkele punt verweer nie. Hy het net stilgebly. En dit was 'n groot uitdaging wat ek ook 'n pad met die Here moes gestap het. Nee, wat jy nie aan te sit nie. Daar staan in jou lewe waar die Here vir jou sê bly stil. Dis nie nou die tyd om iets te sê. Dis nou die tyd om stil te bly. En mag ons sensitief wees vir dit. Ons vergeet baie keer dat ons 2 ore het en 1 mond. Mense wil nie luister nie. Mense wil praat. Dis 'n kuns om stil te bly. Dis nie 'n kuns om te praat nie. Jy moet baie keer vir jouself vra. Wil hierdie mense hoor wat ek nou wil sê? Of wat dink ek moet net die gesprek aan die gang hou? Is dit my verantwoordelikheid om iemand te entertain? Of soos ek dink nogal, Jesus het baie die kuns gehad om vir sy disippels te luister. Hoe gaan dit met jou? Hoe voel jy? Toe Jesus daar voor Pontius Pilatus gestaan het, kon hy 'n legioen engele gestuur het om hom te beskerm. Hy het gekies om stil te bly. Hy het gekies om niks te sê. Hy kon homself eintlik gepraat het. Hy het die hele tyd ons gekies. Hy het die hele tyd, die hele pad, ons gekies. Hy sê, ek kom eintlik en ek kom gee vir jou 'n voorbeeld. Ek kom gee vir jou 'n voorbeeld van hoe om te leef. Hy sê, sterf in the me, myself and I. Jesus het gekom om te dien, nie om gedien te word nie. Hy het gekom om te dien. Ons moet in die eie ek sterf en sê, Here, ek gaan kies om stil te bly, totdat U vir my sê om iets te sê. Jesus het op geen enkele punt homself gaan verweer nie. Verhoudings groei wanneer jy na die ander persoon luister en nie heeltyd jouself probeer verdedig of verduidelik. Dis wanneer verhoudings groei. Jesus leer dit vir ons. Hy kom. As jy die fight, dan sit Jesus op die bench. As jy stil bly, dan laat jy die Heilige Gees toe om die geveg vir jou baie keer te veg. Nie altyd nie. Baie keer moet jy opstaan en iets sê, maar dan sê jy, ek het nou toevallig gister met 'n vrou gepraat en sy kon nie verstaan nie, daar was 'n hofsaak en sy kon nie verstaan hoekom sy die hofsaak verloor nie. En ek sê vir haar, het jy vir God gevra of jy die hofsaak moes begin het? Nee,
Maar ek het hom gevra dat ek hom moet wen. Ek sê nee, verstaan nie mooi. Jy moes nie eens begin het nie. Hoor julle wat doen ons? Ons doen ons eie ding. En dan wil ons, maar ek het gevas en ek het gebid en ek het die Here gesmeek en ek het hom gepleit en ek het die hofsaak verloor. Ek sê maar ek het vir God gevra of die hofsaak moet begin. Nee, ek sê daar is die fout. Ons begin ons eie ding. Dan werk dit nie uit nie. En dan dink ons, okay, maar as ek nou kan vas en ek nou kan die en ek nou kan daai en ek kan dan kan, waar's God nou? Ek het nou gebid. Ek het nou gevra. Sê dit werk nie. So nou, Here, wat is u wil? God se wil vir ons lewens is nie noodwendig ons in nie. As jy gaan kyk na Hebreërs 5 vers 6, 7 en 8, het Jesus op sy aangesig voor Vader gaan lê. Hy het bloed gesweet. Jy het gesien op daai video, hy het goud, daai grond so gevat. Want jy het stof en van stof jy kom uit die grond uit en nou gaan jy weer terug grond toe. Here, ek sien nie kans vir die pad nie. En hy sê nogtans nie my wil nie, maar u wil. So Jesus het niks gedoen wat die doodstraf verdien het nie. Ons weet dit goed. Maar mens kan dit op verskillende maniere weet. Jy kan dit hier weet, in jou kop weet, of jy kan die Heilige Gees vra om dit in jou gees vir jou te laat weet. Daar's 'n verskil. Here, ek gaan nou vir julle weer iets speel. Want dis die opdrag wat ek gekry het vir vandag. Ek moes alles delete en alles wegvat en hierdie goed vir julle insit. Here, laat hierdie goed, laat die kruisiging, die tydperk voor die kruisiging, die opstanding, die opvaarding, nie net hier in my brein, in my denke lê nie, maar dat dit iets vir my in my geesmens kom doen. Dat dit in my geesmens gebore word. Ek kan nou eers weer afsit asseblief. Net pause, nee. Denial. Ons ken die proses van Petrus. Dit is my baie mooi stuk waar Petrus vir Jesus beloof het, maar ek gaan u nie verloor nie. Ek gaan u nie verraai nie. En Jesus sê vir hom nee, nog voordat jy haan 3 keer gekraai het, gaan jy my 3 keer verloor. En ten spyte van dit. En daar's 3 episodes vir my wat baie goed is van Petrus, daai wat hy sê, ek gaan u nie verloor nie. En ek ken u nie. En toe Jesus uit die graf uit opstaan, toe sê hy, maar gaan sê vir Petrus in besonder. Julle moet die fliek kom kyk, nee, julle kindertjies. Ek wys flieks vandag. So julle moet die flieks kom kyk. Ek sweer vir God, ek ken hierdie man hoegenaamd glad nie. En die haan het gekraai. Hoeveel keer het ons maak die fout om na Petrus te kyk en te sê, maar Petrus het Jesus verloor. Petrus het Jesus verraai. Hy is verloor, Judas het dit verraai. Ek wil ook nie. Ons ook. Ons doen dieselfde. So ons kan nie eintlik na Petrus kyk en sê dis net Petrus nie. Dink ek doen dit ook. Elke keer wil ek amper sê wat ons God nie erken nie. Ek wil amper so ver gaan om te sê wanneer enigiets anders belangriker is as God, is ons eintlik maar besig om dieselfde te doen as Petrus. Ons almal sukkel daarmee. Ons dit niemand hier houlier dan thou nie. So ek gaan 'n stukkie vir julle hiervan weer speel. Hierdie is amper onmoontlik vandag. Jesus die kruis gedraai en toe hy gestap het, toe het Petrus se angs oorgeneem. En dis wat gebeur wanneer angs oorneem. Dan dink ons nie meer reguit nie. 1 Johannes 4 vers 18, volmaakte liefde verdryf vrees. Want as jy weet dat God jou volmaak lief het, gaan jy nie bang wees nie. En in Petrus se benoudheid, dink gou in jou kop, jy het gesien hoe maak hy die storm stil. Jy het gesien hoe laat hy mense weer leef. Hoe laat mense weer blind wat blind is. Al die goed wat gebeur het. Maar toe hulle hom konfronteer, toe sê hy, ek ken hom nie. Ek weet nie wie hy is nie. En dit kom uit 'n plek van vrees. Dis wat met ons gebeur. Wanneer mense ons konfronteer, dan raak ons bang.
mag ons regtig weet wie God is. Want hy het die pad gestap. Ja. Ekskuus. Dit pos. Nee. Kan ek praat met jou, Madeleine? Toe, daai Palmsondag, toe Jesus in Jerusalem inkom, toe sê hy vir hulle, Jerusalem, Jerusalem, jy het al die profete doodgemaak wat ek vir jou gestuur het, en al die boodskappers. Ek wou so graag jou kinders onder my vlerke bymekaar maak, soos wat 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. En ek is seker, dis wat hy met ons almal wil doen. En ek dink altyd aan jou, wat ons vertel het van die hen, wat die kuikens so toemaak, dat niemand kan sien nie. Amen. Ek dink die goed is eintlik vir ons te groot. Ek dink in ons verstand kan ons eintlik regtig hierdie goed verstaan nie. Dis te groot. God is te groot. Hy's te goed. Ja. Hy's te goed. Maar ons moet dit sien. Ek sit gister met 'n vrou en gesels en sy vertel vir my van 'n verhouding van iemand wat dood is, en sy sê sy kan eintlik ongelukkig niks goed sê van die persoon nie. Ek sê nee, jy verstaan nie. Die persoon wat oorlede is, het vir jou geleer om geduldig te wees. Het jou geleer om te vergewe. Het jou geleer om vry te spreek. Het jou geleer om die minste te wees, om te deel. Hoor julle hoe dit ook goed is? So baie keer as jy na die slegte goed kyk, dan moet jy ook miskien gaan kyk, maar wat het ek hieruit geleer? Hoe het ek hieruit gegroei? En as ons hier gaan kyk, Jesus is gestroop van alles. Van alles. Ons wil so graag hou. Ons wil net altyd sê, dis myne. En ons moet baie keer ook net let go. Dit net laat gaan. Baie goed laat ons maklik gaan, maar ander goed laat 'n mens moeilik gaan. Krans van dorings is gevleg en is op sy kop gesit en 'n rietsepter is in sy hand gesit. Kyk die autoriteit wat hy eintlik het. Ek is baie opgewonde oor ons my vrouekamp in die Parel, want verlede jaar, wat ek nou reg gesê my. Ja. Verlede jaar my het ek vredig gevra, wat is hierdie jaar my se tema vir die Parel, en hy sê toe dit is It is finished. En die van julle wat nie weet nie, Lenay het 'n skillery geskilder en God sê koop hierdie skillery, en ek koop hom en ek vlieg met hom terug. En toe ek by die huis kom, aan die heel onderkant staan daar It is finished. En sy gee my toestemming om daai spesifieke skillery te gebruik op al my goed. En dis 'n swaalkie wat wegvlieg met Jesus se doringkroon op sy kop, in sy bek. En dis hoekom ek nou vir julle gesê het, in die gees het God al verlede jaar gesê, Mei 2026 is It is finished. Daar's 'n klomp goed wat klaar gaan maak in my. Ek het 'n stukkie hierdie week geluister van die doringkroon op Jesus se kop. Dit was blykbaar 'n baie groot doringkroon. Dit was nie so 'n dun kroontjie nie. En hy het baie diep in sy kop ingesak. Dit was regtig nie 'n grap nie. Dit was nie 'n klein, en die gewig het dit nog eintlik dieper in sy skal in laat indruk. Dink ook wat ek nou gedink het is, Dis op 'n video. die Here was volmaakte mens, maar ook volmaakte God. En ook daai, ek bedoel die kruisiging was so lank, hulle het daai doringkroon al lank al ingedruk. So ek bedoel daar het ook infeksie en goeters daar ingeset en alles Dit was so. rof. So hy moes alles en dan ook met daai sweet wat in daai wonde ingaan en alles. Dit is iets wat 'n mens nie kan, hulle sê van met 'n kruisiging, daar is nie 'n erger ding as vir 'n mens om gekruisig te word nie. Dis wat Jesus gedoen het. Ja. Hulle het hom gespoeg, die riet by hom gegryp en hom daarmee geslaan. Dis vernederend. So, en dit is dalk vertroosting vir ons om te dink, maar hy's verneder. So eintlik hoef ons nie vernedering te vat nie, want ons identiteit is in hom. 1 Petrus 2 vers 19. You are royal, you are holy, we are chosen.
Jy's 'n koningskind met 'n koningskind kroon op jou kop. Niks en niemand kan daai kroon van jou kop afhaal. God verwyder baie keer ook goed uit ons lewens uit wat nie vir ons goed is nie. Hy wil vir jou iets nuuts kom gee. Hy sê baie keer vir jou, jy moet sekere goed los, want ek het groter goed vir jou in store. Op pad kom hulle 'n man met die naam Simon T en hy was van Sirene afkomstig. Hulle het hom opgekommandeer om Jesus te kruis te dra. God stuur vir ons hulp. God stuur vir jou ook hulp. Maar dit is tydelik. Ons is baie keer vasgevang. Ons maak die fout om baie keer te kyk dat hierdie persoon gaan my nou help. Nee. Jy help my as God vir jou sê om my te help. As God nie vir jou sê om my te help nie, dan moet jy nie. Dan sal ek hulp van 'n ander plek afkry. Ekskuus vir die video's, maar dis wat ek geneig het om te doen. Hy het ander gered. Hoor die terg, die spot. Maar hy kan homself nie red nie. Nou hierdie terg en spot gebeur in ons eie koppe ook. Ons terg en spot onsself. Ons is baie keer deur die dag besig om vir jouself te kritiseer en sleg te sê. En te veel bekommerd te wees oor die opinie van ander mense. Op die tabernakel vrouekamp het God gesê, do you have a fear of man or the fear of God? Het jy ontzag vir wat mense se opinie is oor jou of worry oor wat God dink van jou? So hierdie was nie net Jesus nie. Dit is ons elke dag. Maar omdat hy Dove's Eye, single vision, Hooglied 1 vers 15, Jesus was net gefokus op die Vader. Het hom nie aan hierdie gekom te gesteer het nie. Dis want ons moet groei. Ons moet op 'n plek kom wat ons so enkel visie het dat ons nie meer steur in die mense om ons nie. En mense se opinies nie. Want toe hulle nou sê, "Ai, fooi tog kyk, hy kon al die ander mense red, maar hy kan homself nie red nie." Toe weet hy wat sy waarheid. Hy het nie dat daai opinies en daai leuns hom omkry nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou afkom van die kruis af. Dan sal ons in hom glo. Dan sal ek. As dit en dit gebeur, dan sal ek glo. Here, as u nou dit en dit vir my doen, dan sal ek. Die Here sê nee. Doen net die regte ding. Kies reg. Wees gehoorsaam voordat ek enigiets vir jou gee. Voordat enigiets uitwerk soos wat jy graag wil hê dit moet uitwerk. Die 9de uur, as jy in die Joodse kalender kyk, begin hulle 6:00 die oggend, so dis ons 3:00, dis hulle 9:00. So baie keer as God met jou begin praat oor die getal 9, beteken dit end of a matter. Dis die einde van iets. Want die 9de uur het Jesus sy asem uitgeblaas en hy het gesê, dit is volbring, die prys is betaal. Maar voor dit, sê Jesus, en daar is 'n groot politiek rondom dit. En baie mense het verskillende opinies oor dit. Dit gaan oor die Triniteit, dit gaan oor die drie-eenheid, dit gaan oor verskillende kerke, glo verskillende goed, afhangende van jou siening van drie-eenheid. Dit is, drie-eenheid is as ek hierdie dingetjie vat, hierdie dingetjie, hierdie ding, hier binne is 'n battery. Hierdie is alles hierdie pointer. As jy 'n geel eier vat, geel, wit, doppie, dis 3. Vader, Seun, Heilige Gees. Ek weet almal stem my saam nie, maar my opinie is, if all you can see is your pain, then you lose sight of me. But that doesn't mean that I wasn't there at the cross. So my opinie is dat God die Vader was by sy Seun gewees toe hy gekruisig is. Maar toe Jesus so absorbeer is deur al hierdie, dis wat met ons ook gebeur. Hy so geabsorbeer deur, onthou hy 10 volle mens geword. So hy so geabsorbeer met sy pyn, met sy seer, met die kruis, met die sonde van die wêreld op hom, dat op daai stadium het hy God verlate gevoel. En hy sê, my God, waarom het U my verlaat?
Nou moet ek eers weer die ding terugsit. Jesus het hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. En hierdie is belangrik wat ons hier moet sien. En hy sê, ontvang my gees. Ontvang my gees. Ons moet seker maak dat ons bewus is van die Heilige Gees wat binne in ons is. Toe Jesus, as jy in Jesus Christus glo, dan is die Heilige Gees binne in jou. Hoor julle dit? Daar's vergifnis by die kruis. Gister gesels met iemand oor die tabernakel, ek het dit vir julle verduidelik. Aan die buitekant van die tabernakel, as jy aan Jesus Christus glo, as jy aan die buitekant, jy kan deurkom, jy kom deur die hek. Dan is daar the burnt offering. Ek het dit vanoggend weer, want iemand het my gevra, het ek het vanoggend weer vir julle almal gestuur. Dan is daar the burnt offering. Vergifnis voor God. Vergifnis van self. Vergifnis van ander mense. Dit maak dat jy dieper kan beweeg. As jy nie vergewe nie, bly jy daar staan. Jy gaan nie dieper kan gaan take me into the holy of holies nie. Onthou, vergifnis herstel nie 'n verhouding nie. Ek vergewe jou vir wat jy aan my gedoen het, maar as jy nie kies om te verander en te groei nie, het ek nie nodig om 'n verhouding met jou te hê nie. Maar ek gaan nie jou gif vat, dat dit my vergiftig nie. Hoor jy die verskil? Dis hoekom party mense sê, maar ek kan nie vergewe nie. Die grootste probleem wat mense eintlik het, is selfvergifnis. Jy moet jouself vergewe, anders ag jy jouself hoër as God. Anders kanselleer jy die kruis. So die Here sê, vergifnis voor God, dis maklik. Die Here is lief vir jou. Ons hoef net na hom toe te gaan en sê, ek jammer Here, vergewe my. Jy moet hardop sê, ek vergewe myself vir hierdie en hierdie en hierdie goed. Ek vergewe daai persoon vir dit en dit en dit. Onthou net baie keer, sometimes you have to forgive 1,000 times the first day and the second day. The third day will be less, until one day you've realized you have forgiven completely. Baie keer is dit 'n proses. Hou net aan met die proses, totdat jy voel, dat jy's vry en jy's ten volle genees. Because forgiveness is at the cross. Julle kan hom stop. Ek wil julle moet sien hoe God die Vader mense in plek sit. God sit ook mense in plek in jou lewe. So Josef van Arimatea het toe vir Pilatus gaan vra of hy maar die liggaam kan kry. Hoor sy gehoorsaamheid. Hy het finansies gehad om 'n graf te kon bekostig. God gebruik mense. Hy rus mense toe. 'n nuwe graf, 'n skoon graf. Korrek. Mixture of myrrh and aloes, about 75 pounds. Nou, dit is Johannes 19 vers 39. Mirre, onthou, wat was sy geskenk gewees toe hy gebore is? Die bitterpad het soet geword. Alwyn, nou as ek 50 liter mirre oor jou uitgooi, is jy dood. So hy's doodste. En dit kon hom nie in die graf hou. Nou, ek het al met mense gewerk ook wat die resurrection olie baie keer al geryk het by mense wat al dood is. So, dit kon hom nie in die graf gehou het nie. Ekskuus of nou weer daar stop. Dit is nie eintlik 'n video. So, ek gaan net vir julle moet net vasbyt saam met my. Maar ons is al by die resurrection. He's not here, for he has risen. En dit is waar alles eintlik gaan. Ons mis baie keer die boodskap. Die boodskap is nie dat Jesus gekruisig is nie. Die grootste boodskap is dat hy opgestaan het. Ons aanbid 'n opgestaande, lewende God. Nou interessant is, why did Jesus fold the napkin? Nou, daar's heeltemal twee verskillende teorieë rondom dit. En ek dink op die ou ende vat ek sommer al twee. Die ene was gevou om te sê, dit is klaar, en die ene is gevrommel om te sê, ek kom terug, of hy is anders te om, maar ek het in elk geval dit vir julle voorberei.
So, daar's verskillende teorieë rondom dit, maar daar was 'n spesifieke rede hoekom die napkin opgevou was. Sy kopdoek was opgevou en sy klere gedeelte of sy lyfgedeelte was gefrommel geweest. So ek wil dit sommer gou saam met julle lees. O, wag, ek het nou verkeerde kant toe getrek. So, now if the master had finished eating, he would rise from the table, wipe his fingers, his mouth and clean his beard, and would whack up the napkin and toss it to the table. For in those days, the weighted napkin meant undone. But if the master got up from the table, folded his napkin, laid it aside his plate, the servant would not dare touch the table because the servant knew that the folded napkin meant I'm not finished yet. The folded napkin meant I'm coming back. So dis maar dis my verskillend, want daar was 'n opgerolde een, ek is klaar met die kruisiging, ek is klaar met die dood, maar ek kom weer. So, en dit is hierdie is vir 'n baie mooi stuk in die woord, wat baie mense mis. Jy kry dit in die 83 en jy kry dit net in Markus 16 vers 7, waar Jesus, toe Maria na Jesus toe kom, en hy sê, gaan sê vir my disippels, ek het opgestaan, maar in besonder vir Petrus. Want toe weet hy, hoe voel Petrus wat hom nou 3 keer verloon het. Kyk hoe neem die Here ons in ag. Hy sê, gaan sê vir hom ook, hy is tog steeds my disipel. En dan die laaste hoofstuk van Johannes, vra hy mos vir hom 3 keer. Agape jy my, agape jy my, filia jy my. En Petrus besef toe, in sy eie menslike vorm, kan hy nie God in sy mens wees, ons ook nie. Ons kry nie goed in onsself reg nie. Ons is net 'n kraan wat die Heilige Gees toelaat om in ons en deur ons te beweeg. Ons het nie die krag nie. Ons kan nie die glorie vat nie. Ons kan nie die erkenning vat nie. En daarom het ek hierdie vir julle voorberei en dankie tog vir Anna wat my ook gehelp het en Nastasha wat ook gehelp het. Ons het vir julle goed voorberei. Ek wil hê julle moet hom oopmaak en kyk wat van God vir jou kom sê vandag. Ek gaan vir ons 'n liedjie speel. Julle kan daar stop. Ja, ons gaan nou.